Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 14de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê R370 COVID-toelaag vir werklooses permanent. Nuushooftrekke vir vandag: matriekuitslae mag gepubliseer word. R350 SASSA geld sal bly. Pikkewyne in die Kaap word bedreig. Fikile Mbalula gaan die volgende ANC president word. Jayden Schuyper klim 11 plekke in Alfred Daniel Ope. Eindstryd in netbal vandag in Malawi. Suid-Afrika kan nie 'n universele basiese inkomste toelaag bekostig nie, so sê Sisi Tolashe, minister van maatskaplike ontwikkeling. Tolashe sê haar departement het verkies om 'n ondersteuningsbeleid vir basiese inkomste te ontwikkel nadat die uitvoerbaarheid van die inwerkingstelling van die universele basiese inkomste toelaag deeglik ondersoek is. Die belangrikste bevinding was dat 'n volledige universele toelaag nie haalbaar sal wees nie weens die buitensporige kostes daaraan verbonde. Tolashe sê haar departement het uitgebreide navorsing gedoen oor die uitvoerbaarheid van basiese inkomste ondersteuning aan die bevolking van werkende ouderdom tussen 18 en 59 jaar, waar die enigste kategorie van landsburgers is wat die huidige raamwerk van maatskaplike toelaag tans nie dek nie. Die koerant het verlede maand berig dat Errol Gonongwana, minister van Finansies, in sy mediumtermyn begrotingsraamwerk aangedui het dat die COVID-toelaag verleng sal word tot die boekjaar wat in Maart 2027 sal eindig. Die primêre doel is om meganisme stelsels en finansiële opsies te identifiseer om COVID-toelaag te omskep in permanente inkomste ondersteuningsbeleid vir volwassenes. Die uitslae van vanjaar se matrieks mag wel gepubliseer word, so die Hooggeregshof in Pretoria besluit en daarmee die Departement van Basiese Onderwys asook AfriForum gelyk gegee in hierdie saak. Die departement het onder meer daarop gewys dat dit in die verlede praktyk was dat matriek se volle naam, die skool waarin hulle was en hulle uitslae in die plaaslike media te publiseer en dat hierdie praktyk verander is om privaatheid in ag te neem. Die departement sê geen klagtes op beweringe soos ontvang dat die publisering van uitslae op die nuwe manier al gelei tot enige skade of enige beserings nie. Die reguleerders argument dat leerlinge van dieselfde skool hulle medeleerlinge kan identifiseer en die matriekuitslae met spesifieke leerlinge kan verbind omdat eksamennommers opeenvolgend toegeken word, is volgens die departement 'n verbeeldingryke argument. In regter Ompemet sê Mookie se uitspraak, bygestaan deur regter Letty Molopa Setlosa en waarnemende regter Mark Morgan, het hy gesê hy stem saam met die departement dat die reguleerder se argument verbeeldingryk is. Mookie het bevind die departement se aansoek om appel teen die reguleerder se afdwingingskennisgewing het geslaag en die kennisgewing wat die reguleerder op 6 November 2024 uitgereik het, word daardeur tersyde gestel. In die regstappe wat gevolg het die Hof AfriForum en die ander betrokke partye gelyk gegee dat die bekendmaking van die uitslae openbare belang is en daarom sal moet voortgaan. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, gaan die volgende ANC president word, so voorspel Julius Malema, die EFF se leier. Die ANC het self op sy hoofraadvergadering wat donderdag geëindig het, amptelik nie 'n woord gerep oor die stryd om Ramaphosa se opvolger te verkies nie. Die leierskonferensie word eers oor 2 jaar in Desember 2027 aangebied. Met Ramaphosa wat sy tweede en laaste termyn as ANC president uitdien, blyk dit egter dat die wedloop vir sy opvolger reeds begin het. Mbalula het op die raadvergadering ook aan die joernaliste gesê hy weet nie waar die gerugte daarvandaan kom nie dat hy homself verkiesbaar gaan stel om ANC president te word nie. Adjunk president Paul Masitile, wat ook ambisies het om die ANC se president te word, meen ook dat dit te vroegtydig van die ANC-lede is om reeds name te noem van 'n moontlike opvolger. Daar is 'n rede waarom meeste afgevaardigers op die hoofraadsvergadering nie vyandig teenoor Ramaphosa was nie. President Donald Trump het uitvoerende bevel onderteken wat Amerikaanse deelstate verhoed om kunsmatige intelligensie, oftewel KI, te reguleer. Die bevel maak ook voorsiening vir 'n federale taakmag wat uitsluitlik daarop sal fokus om deelstate se KI-wette uit te daag. Die bevel is daarop gemik om enige wette wat kunsmatige intelligensie beperk te stop en deelstate te verhoed om die vinnige opkomende tegnologie te kan reguleer. Trump se bevel, wat hy donderdag onderteken het, kry egter teenkanting van deelstate se leiers oor die land heen, asook verskeie burgerlike vryheidsgroepe. Trump het die behoefte aan omvattende KI-regulering vir sowel as die noodsaaklikheid vir die tegnologiese ontwikkeling as 'n manier om te verhoed dat linkse ideologie generatiewe KI infiltreer. Minstens 1 persoon het tot dusver dood en talle beseer toe 'n tempel in Red Cliff in Verulam, KwaZulu-Natal ineengestort het. 5 mense
is aan een van die kant van die gebou gered en het geringe beserings opgedoen, so sê die media. Die tempel van 4 verdiepings is by die River Range Ranch. Voorlopige verslae dui daarop dat dit tydens konstruksie ook ineengestort het. Verskeie werkers was op die toneel en is onder die puin vasgekeer. Volgens Vukani Mbele, woordvoerder van eThekwini Metro, wat Durban en streke bedien, het voorlopige verslae weer bevestig dat geen bouplanne vir hierdie struktuur goedgekeur is nie. Die munisipaliteit sal die saak aan die departement van werkskeping en arbeid oorhandig en met die relevante owerhede saamwerk. Die oorsaak van die ineenstorting word tans nog ondersoek. Lede van die publiek word versoek om hierdie gebied te vermy sodat die nooddienste hulle werke kan doen. Die hoof van menslike hulpbronne in die eKurhuleni Metro is voorlopig geskort nadat voor die middellange kommissie van ondersoek beweer is dat sy die waarnemende hoof van Metropolisie beskerm het. Die voormalige adjunkhoof van die eKurhuleni Metropolisie het voor die kommissie getuig Dr. Imogo Mashazi, voormalige stadsbestuurder, advokaat Kemi Behari, geskortse hoof van regsdienste en Lena Gakesha, hoof van menslike hulpbronne, het brigadier Julius Makwanase, geskortse waarnemende Metropolisie hoof, die moontlike terugstappe ook beskerm. Die geraakte senior bestuurder is kans gegee om voorleggings te doen voordat 'n besluit geneem is, so sê die Metro. Volgens die Metro moet hy benadruk dat die skorsing nie op 'n skuldige bevinding of terugstappe neergekom het nie. Nagenoeg 48 uur nadat die eerste verdagte in die moord op Karen van Aert, wat 64 jaar oud is, in hegtenis geneem is, het hy nog nie in die hof verskyn nie. Daar het 'n verwarring by die Landdroshof in Bishop Lywes geheers oor presies wanneer die 33-jarige man en nog 2 verdagtes wat donderdag in hegtenis geneem is, in die hof sal verskyn. Hulle sal elk op aanklagte van moord en roof met verswarende omstandighede in die hof verskyn. Die man is in hegtenis geneem danksy 'n gesamentlike operasie van die polisie en lede van die Kaapstadse Metro en wetstoepassingsbeamptes. Van Aert was Vrydag saam met haar man Herman van die Kaapstadse lughawe na Vredenburg onderweg gewees. Sy is op die hoek van Jakes Gerwel Rylaan en Jakkelsvlei-laan by Langa en Bonteheuwel in die voorpassasiersplek van hul gehuurde motor doodgesteek deur 'n man wat die motor se venster gebreek het in 'n poging om haar te beroof. Tyler Robertson, wat 22 jaar oud is, wat van die moord op die aktivis Charlie Kirk, wat 31 jaar oud was, aangekla word, het donderdag die eerste keer fisiek in 'n plaaslike hof verskyn. Robertson het met sy prokureur gepraat, soms glimlaggend, nadat hy in hand- en voetboeie in die hofsaal Provo, Utah gebring is. Sy ouers en broers was ook teenwoordig in die hof. Regter Tony Graaf van die Amerikaanse Distrikshof het betoog van Robertson se prokureurs aangehoor wat kameras in die hofsaal wil verbied en 'n saak wat buitengewone media-aandag sal trek. Ons wil nie die chaos wat in die media is in die hofsaal hê nie, het Stassie Visser, ook 'n prokureur van Robertson, aan die media gesê. Robertson word daarvan beskuldig dat hy enkele skoot van 'n dak afgevuur het wat Kirk in die nek getref het. Dit was tydens 'n openbare geleentheid op 'n universiteitskampus in Utah, waar Kirk met studente gedebatteer het. Gegee die erns van die aanklag, het Graaf egter versoeke geweier dat Robertson sonder handboeie in die hof moet verskyn. Hy sal tydens sy hofverskynings geboei word, maar die media mag geen foto's of video's van hom in die handboeie publiseer of uitsaai nie. Aanklaers het gesê hulle sal die doodstraf vir die jong man versoek. Beleggers was in 2025 gans te oor-optimisties oor die herlewing van plaaslike gebaseerde Suid-Afrikaanse aandele, meen die batebestuursgroep Anchor Capital. Daar was min bewyse dat RNE geïnspireerde hervormings na beter sakevertroue deurgesyfer het. Die skerp groei in aanlyn dobbelary kry ook skuld waarom verbruikersbesering nie so sterk herstel het nie. Anchor se eie aandeelhouers het met 'n treurige 2,9 opbrengs opgelewer. Afrimaat het hulle nou met 'n negatiewe 40% opbrengs. Southern Sun en ADF Tech het redelik gevaar op opbrengste van 12% en 14% onderskeidelik. Naspers en Prosus het uitgestaan met 27 opbrengste, terwyl Renegan met 1% gelewer het. Anchor verwag die aandelemark sal 10% opbrengs lewer. Sy keuses is Premier en Cal Group, plaaslik gefokuste verbruikersname, Optasia, nuwe notering met groeiende potensiale in Suid-Afrika, Valterra, toegang tot Platinum Groep metale en Blue Label, Unlimited en wagkeuses. Jayden Syper het gister na sy ronde van 64 houe 11 plekke op die telbord geklim en is die voorste Suid-Afrikaner by die halfpadmerk in die Alfred Daniel kampioenskappe op die Royal Johannesburg se oosbaan. Eugenio Chikara, die Spanjaard, het gister gesamentlike voorloper saam met Christian Burke Suid-Afrika na 'n pyptelling van 63 houe afgeslaan het, klou aan sy voorsprong nadat hy vir 'n goeie 66 op sy telkaart aangeteken het. Hoewel die wind die speeltoestaan uitdagend gemaak het en die spelers aan die raai gehou het, was dit klaarblyklik nie iets wat Suid-Afrika se Michael Hollick te veel geplaai het nie. Die meeste van Suid-Afrika se aanspraakmakers het die afsnypunt 3 beter as die baanstyfer vrygespring. Dean Burmeister
Christian Besuidenhout, Aldrich Potgieter en die verdedigende kampioen Shaun Norris het almal gister vir 'n ronde van 69 houe geteken. Hulle is 8 houe beter as die baansyfer na 2 rondes. Brandon Stone het gesukkel en moes tevrede gewees het met 74 houe, 2 houe swakker as 'n baansyfer en 10 meer as hy 64 in die eerste ronde. Begintyd is vandag om 08:00. Suid-Afrika se netbalspan het die groepfase van die Afrika beker toernooi onoorwonde afgesluit. Die Proteas het in Lilongwe, Malawi, eerste in groep 1 geëindig, nadat hy Botswana donderdag in sy laaste groepwedstryd met 67 teenoor 31 gewen het. Hulle het ook Tanzanië met 104 teenoor 25 en Malawi 58 teenoor 38 gewen. Uganda wat in groep 2 ingedeel het Zimbabwe met 59 teenoor 38 gewen en Namibië met 47 teenoor 39 gewen en Kenia met 46 teenoor 45 afgestof. Suid-Afrika sal waarskynlik vir die res van die toernooi sonder Kanyisa Chauwane, hulle kaptein en aanvallende vleuel moet klaarkom. Sy het Woensdag die Malawi 'n skouerbesering opgedoen. Afrika se manspan is ook nog onoorwonde en het Uganda met 48 teenoor 41 gewen. Hy is ook die verdedigende kampioen tans. Die Indiese manshokkiespan, kampioen van Asië, het die toetsreeks van 2 kragmetings met Suid-Afrika, die Afrika kampioen, met 1-0 gewen, waarna ook in 'n vriendskaplike laaste wedstryd tussen die spanne van dese week in die Hartleyville Stadion in Kaapstad met 4-1 wenne was. Volgens die SA Hockey het India vir die eerste keer in 13 jaar nie daarin geslaag om die Suid-Afrikaanse mans te wen nie. Die Suid-Afrikaanse onder 21 mans moes intussen met die 12de plek in die Junior Wêreldbeker toernooi in India tevrede gewees het. Australië het hulle met 4-2 in die laaste uitspeelstryd gewen. Die Suid-Afrikaanse onder 21 vroue het in Chili met hulle sege van 5-0 oor Korea 15e in hulle Junior Wêreldbeker toernooi geëindig. Die All Black voorspeler Ardie Savea is vir die 3de keer as die beste rugbyspeler in Nieu-Seeland aangewys na die seisoen waarin hy sy 100ste toets vir Nieu-Seeland gespeel het. Die 32-jarige All Black ster het op sy toekenningsgeleentheid van die Nieu-Seelandse Rugby Unie 'n 3de Kelvin R. Tremain Memorial speler van die jaartitel by sy eerbewyse van 2019 en 2023 bygevoeg. Hy het ook weggestap met die pryse as beste All Black speler en die beste Nieu-Seelandse super rugby speler. Ardie handhaaf 'n vlak van bestendigheid wat ongeëwenaard is en sy 3 eerbewyse wys dit duidelik, soos die Mark Robertson, die uitvoerende hoof van NZR, in 'n verklaring. Joria Miller, wat verlede jaar die Kelvin R. Tremain prys gewen het die Blackfin 7 speler van die jaar by haar vroue 7 speler van die jaar titel bygevoeg, wat sy by die Wêreldbeker rugby ook ontvang het. Quinton de Kock het donderdag aand in sy 6de T20 wedstryd sedert sy terugkeer tot internasionale cricket na kortstondige uittrede met 90 lopies van 46 balle geskitter in die tweede T20 wedstryd teen Indië. Suid-Afrika het die wedstryd met 51 lopies gewen en die reekstelling is nou 1-1 met nog net 3 wedstryde oor. De Kock, wat volgende week 33 jaar oud word, het op vraag oor sy terugkeer gesê hy speel met hernieude energie ook om te wen. Hy het weer benadruk die tydjie weg van die internasionale arena het hom goed gedoen en hy gaan nou vir nog langer speel as wat hy aanvanklik gedink het. De Kock het gesê hy was braafpoegaai van al die wedstryde vroeër. Hy noem dit was moeilik om op te staan en weer te gaan speel vir die Proteas, vir alles reekse oor en oor plaasvind op plekke waar hy al reeds gespeel het. De Kock sê egter in dieselfde asem, hy voel asof sy deelname aan internasionale cricket eintlik is wat hy gemits het. Dis die tipe ding wat jy nooit weet wat jy het totdat jy dit nie verloor het nie. De Kock is ook uitgevra oor 'n moontlike terugkeer na toetskriket. Rian Oberholzer, uitvoerende hoof van SA Rugby, het onthul dat Rassie Erasmus uiteindelike opvolger as Springbok afrigter waarskynlik uit die huidige opset sal kom. Suid-Afrikaanse rugby het reeds 'n opvolgbeplanningsproses in werking gestel wanneer die breier eintlik na 13 jaar die bokke sal groet. Wat dames cricket aanbetref, het die Protea dames Saterdag gas hier op die Buffalo Park in Oos-London vir die Ierse dames gespeel. As gevolg van weersomstandighede is die ODI na 47 beurte verkort. Ierland het die lood gewen en besluit om eers te gaan kolf. Vir Ierland het Sarah Forbes 42 lopies van 71 balle aangeteken. Rebecca Stockel het 39 nie uitgekry nie van 48 balle en Amy Hunter het 32 lopies geslaan van 50 balle. Ierland het vir 209 vir 7 paadjies geëindig in hulle 47 beurte. Vir die Protea bowlers het Nonkuleke Mlaba 3 vir 43 geneem in haar 10 beurte. Tumi Sekokeni het 2 vir 32 in haar 8 beurte geneem en Mia Naismith het 1 paadjie vir 14 lopies in 4 beurte geneem. Vir Suid-Afrika het Sonny Leeuws 66 lopies nie uit van 72 balle aangeteken. Mia Naismith het 56 nie uit aangeteken van 70 balle en Laura Wolf, haar kaptein, het 31 lopies gekry van 24 balle voor sy uit is. Vir Ierland het die bowlers Cara Murray 2 vir 34 lopies in 6 beurte geneem. Orla Prendergast
het 1 vir 31 lopies in haar 6 beurte geneem en Laura Delaney het 0 vir 18 in 5 beurte aangeteken. Suid-Afrika het gewen met 7 paaltjies met nog 61 balle oor in die wedstryd. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2027, Polokwane 1521, Lephalale 1727, Mbombela 1520, Mahikeng 1828, Pretoria 1624, Johannesburg 1623, Ermelo 1118, Galagade 2033, Gaborone 1929, Richards Bay 1826, Pietermaritzburg 1325, Durban 1725, Port St. John's 1426, Pongola 1824, Maputo 1922, Bethlehem 1025, Bloemfontein 1430, Alawal Noord 1129, Welkom 1531, Vryburg 1732, Kimberley 1832, Appington 1834, Prieska 1732, Springbok 1233, Karasburg 1636, Keetmanshoop 2134, Mariental 2134, Alexanderbaai 1325, Brandvlei 1333, Loedritsbaai 1630, Vredendal 1231, Kaapstad 1423, Sutherland 727, George 1327, Jeffreys Bay 1325, Cabarra 1128, Graaff-Reinet 828, Kaap-Agulhas 1223, De Aar 1429, Multino 725, Beaufort West 1131 en laastens Oos-London 11 grade Celsius in die oggend, 26 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.86 teenoor Amerikaanse dollar, Australiese dollar kos R11.23, die euro verhandel teen R19.76, 'n pond kos R22.53, 'n yen kos 11 sent. Die prys van silwer per fyn ons is $64.28 Amerikaanse sent. Platinum kos $1,754, palladium kos $1,526. Goud per fyn ons is $4,330. Brent olie per vat is $61.28 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: dinge wat geld nie kan koop, maniere, morele waardes, respek, karakter, logika, vertroue, geduld en klas. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir almal toegewens.